Hierdie is Straatwys, goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. My naam is Dion Loos en baie dankie dat jy weer saam met my stap en saam met my dink. Nou daar is 'n pad in die lewe wat min van ons natuurlik kies. En dis nie die pad van om reg te wees nie. Dis nie die pad van om die slimste in die vertrek te wees nie. Dis die pad van sagtheid, die pad van die minste weerstand. Nou my oom in Nederland praat ek baie oor en hy is verlede jaar oorlede op die ouderdom van 86. Hy was 'n briljante mens, 'n teoloog van formaat, dominee, hy is ook uitvoerende pianis gewees en hy het die wêreld rond getoer met sy musiek en sy teologie. En soos wat hy uit meer lande besoek as enige iemand wat ek persoonlik ken. Hy was my go-to. As ek vasgesit het met 'n Bybelteks, lewensvraag, krisis oor die lewe, 'n filosofiese vraag, het ek hom altyd gebel. En hy het altyd helder gedink en hy was skerp, analities en wys. En hy was op 'n groot mate was hy my mentor in die lewe. Toe begin die demensie stadig insluip. So subtiel dat ek dit nie eers wou sien of agtergekom het nie, sodat hy later ook in 'n huis opgeneem is waar hulle hom versorg het. En toe begin die oproepe op 'n dag. Eers 1 oproep en dan 'n tweede en tot 4 keer op 'n dag. En elke keer was die gesprek dieselfde. Dan het hy gevra, is jy nog in Stellenbosch? Geniet jy dit nog daar? Loop jy nog in Dorpsstraat 137 verby waar ek gebly het toe ek teologie geswat het? Onthou jy die kweekskool? Gaan drink jy dan soms 'n bier by die akker? Ek onthou daar die kuiers in die lewe het hy my oor gepraat. Maar in my kop het ek nog steeds die beeld van hierdie briljante man gedra. Hierdie wêreldreisiger, die teoloog en die pianis, die ou wat alles weet. En so het ek geïrriteerd geraak met hom in hierdie gesprekke. Dan het ek gesê, ag nee Petro, jy het my nou net gebel. Of, oom, jy het vanoggend dit al gevra, of jy het dit net alweer gevra. Ja, ek is nog steeds in Stellenbosch, net soos ek vanoggend 10 uur was. Nou, ek was reg gewees, maar ek was nie regtig reg nie. Want wat het my teregwysings gedoen? Het dit hom skerper gemaak? Het dit sy brein herstel? Het dit hom laat beter onthou? Nee. Inteendeel, dit het hom skaam gemaak. Al hoe stiller, meer bewus van sy agteruitgang. En dan het hy die hele tyd gesê, ag, ekskuus man, ek het vergeet. Die dag toe ek besef het, dat ek dit doen, het ek skaam geword oor myself, oor my beterweterigheid, oor my subtiele afjak, selfs al was dit dalk met goeie bedoelings. En toe verander iets binne in my. Ek het begin dink, wat as dit die laaste keer is wat ek sy stem hoor? Wat vat dit van my om weer te hoor van Dorpsstraat 137? Wat vat dit van my om weer en weer te hoor van die kweekskool? Wat vat dit van my om weer en weer dieselfde WhatsApp foto's van hom te ontvang? Dit vat van my niks, maar dit gee hom alles. Ek het daardie gesprekke begin koester. Ek het begin luister, nie net gehoor nie, maar geluister. Ek het myself so 'n bietjie op die agtergrond geskuif. Ek het hom ruimte gegee om te praat, om te onthou soos hy kon, om mens te wees in sy broosheid. Die dag voor hy oorlede is, onthou ek nog soos gister, ons het amper 'n uur lank gefacetime, dieselfde stories oor en oor, dieselfde sinne, dieselfde herinneringe. En vandag verlang ek daarna. Vandag wens ek kon weer met hom 4 keer praat, dat hy my weer 4 keer bel. Ek wens hy kan weer vir my 'n foto stuur van hom en my ma. Vandag wens hy kon my weer vra of ek nog in Stellenbosch is. En so raak ons vasgevang in ons eie koppe altyd. Ons eie tydsberekening, ons eie belangrikheid, ons eie klein koninkrykies waar ons op die troontjie sit en besluit hoe mense moet optree, praat en onthou. Ons jak maklik mense af. Ons huweliksmaat met 'n harde woord. Ons kinders wanneer ons geïrriteerd raak in die verkeer. Ons ouers as hulle nog weer vertel van 'n tannie of 'n tannie daar in die ouete huis en haar kinders wat ons nie eens ken nie. Of ons kollegas met 'n oogrol. Ons luister nie regtig nie. Ons maak nie ruimte nie. Wat vat dit van my en jou om vandag net te luister? Jou kind se nietige storie van sy maatjie by die skool om maar daarna te luister en uit te vra en belang te stel. Ook jou ma wat vir jou vertel van daardie tannie in die ouete huis en haar kinders wat jy nie eers ken nie, om net te sê, joh, dit klink interessant. Of jou kollega se drama by die huis. Wat vat dit regtig van jou? Ons lag oor daardie storie van die Karens, maar ons wys vingers. Ons verklaar altyd almal. Ons wys so maklik ander baie maklik hulle foute uit.
Maar verander dit mense of breek dit hulle net stadig af? Maak ons hulle skaam, laat ons hulle minderwaardig voel. Jesus sê behandel ander soos jy self behandel wil word. Nou dis nie 'n kinderlike morele les nie, dis 'n radikale manier van dink en leef. Die pad van die minste weerstand beteken nie jy het geen standaarde nie. Dit beteken jy kies mense bo jou eie trots en jou eie ego. Jy kies deernis bo demonstrasie van hoe wonderlik jy is. Jy kies om jou troon te verlaat en op ooghoogte met mense te gaan sit. Miskien is vandag die dag wat jy net vir 'n oomblik bietjie afklim van jou troontjie, van jou regwees, van jou slim kommentaar. En jy gaan sit daar net op die grond, langs jou kind, langs jou ouer, langs jou huweliksmaat, langs jou siek familielid en langs jou kollega. En jy besef, almal verdien 'n plek. Met hulle Alzheimer's, met hulle herhalende stories, met hulle gebrokenheid, met hulle eie tempo en stadige manier van doen. Na my oom se laaste jare het ek iets geleer wat geen boek my kon leer nie. Daar is 'n ander pad, 'n pad van sagtheid, 'n pad van deernis, 'n pad waar mense veilig voel by jou, waar hulle nie op eiers hoef te loop nie, waar hulle nie skaam gemaak word oor hulle eie swakheid nie, waar jou liefde alleen hulle dra. En ironies genoeg, dis die pad wat jou ook verander. Want wanneer jy ophou beklei teen elke irritasie, teen elke herhaling, teen elke onperfekte oomblik, vind jy vrede. Die minste weerstand, maar die meeste liefde. En eendag wanneer daardie stem gaan stil raak, sal jy weet, jy het nie net reg gewees nie. Jy het lief gehad en daarom mis jy iemand oor 'n ander rede as 'n skuldgevoel. So ek hoop jy het 'n wonderlike dag en gaan wees vandag so 'n klein bietjie sagter en gee mense die liefde wat hulle toekom. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag tot ons weer saam stap. Mooi loop.